Vader sê, julle het ander gode gaan aanbid en my verbond gebreek. En wat is sy verbond? Ek sal vir julle God wees. Wat sê hulle? Ons soek 'n ander God. Daarvoor breek hulle die verbond. Nou vandag, Vader sê, ek sal vir jou God wees. Ek maak al hierdie beloftes aan jou. Ek help jou. Ek red jou uit. Nou gaan ons na ander gode toe om ons uit te red. En wat doen ons? Eintlik van presies dieselfde. Ons breek sy verbond. Okay, kom ons begin nou by vers 6. Ons net 'n bietjie agtergrond kry. Nou sê hy, en nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan. Die eerste tabernakel is die oue, om die dienste te vervul. Maar in die tweede, die hoëpriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan. Waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as wat die eerste tabernakel standhou nie. Nou dit beteken, ek is op een van twee plekke. Ek is of in die ou verbond of in die nuwe verbond. Ek is of in die tabernakel of ek is in die heiligdom. Maar ek kan nie in al twee wees nie. Ek kan nie sê dis 'n aangepaste ou verbond nie. Want baie van die mense wat bly by die ou verbond doen dit in opregtheid, maar in onkunde. Want wat hulle sê is, God het gesê ek sal nie my verbond verander met Abraham, Isak en Jakob nie. En dit is die verbond. En hulle is reg, maar wat is die verbond? Ek sal vir jou 'n God wees en jy sal vir my 'n volk wees. Die wet van Moses is nie die verbond. Dis die wet van die verbond. Wat is die verbond? Ek sal vir jou 'n God wees en jy sal vir my 'n volk wees. Het dit verander in die nuwe verbond? Nee, ons sien dit hoeveel keer. Daar waar hy sê, daar spreek Jahwe dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit, dan gaan hy aan en dan sluit hy af en hy sê, en ek sal vir hulle God wees en ons sal my volk wees. So die verbond verander nie. Maar daar was 'n tydelike wetgedeelte om Israel tydelik onder bewaring te hou. En dan is daar 'n verlossingsgedeelte wat bykom. Maar die oorspronklike verbond het nie verander nie. Hy sê nog steeds, ek is jou God, jy is my volk. Maar hier bring ek nou hierdie in sodat jy julle moet gedra. Totdat ek 'n manier het om julle van julle sonde te verlos en jou 'n nuwe skepsel te maak, en dit is die nuwe verbond waar Yeshua vir ons gesterf het. Maar ek kan nie in die nuwe verbond se verlossingsgedeelte ingaan solank as wat ek vasklou aan die tugmeester nie. Kan nie, dis wat hy sê. Moenie die woord van God onderskat nie. Geloof is iets wat groei, want hy sê klein gelowigheid. Dit beteken nie geloof, maar dit is klein. En dan sê as jy geloof het soos, dit beteken dit groei. Nou boodskap soos vandag, laat jou geloof groei. Want my gehoor bepaal nie my geloof nie. My geloof is as gevolg van my gehoor, maar dis iets anderster. Dis kennis wat omsit in geloof. En baie keer is ek 'n klein gelowige want daar kort 'n bietjie kennis. Vir hierdie saak het ek nou 80% van die kennis wat ek nodig het om dit te kan glo, maar ek glo dit nog nie want ek het nog net 80%. En dan kom maar iets by en hy is net daai stukkie van die puzzle wat ek gekort het en ek druk hom in en ek sien, nou verstaan ek. En waar is verstaan? In my verstand. En wat gebeur in daai verstaan? Dit gaan in my hart toe. En dit gee my vrymoedigheid om te glo. En 'n boodskap soos vanoggend gaan oor die verbond en ek sien Vader het 'n ooreenkoms met my. Dis sy wil, dis sy inisiatief. Hy sê, hier is ek sal vir jou. En ek sukkel met die geloofgedeelte om hom te vertrou. Ek sukkel met die geloofgedeelte om te sê, ek sal die risiko neem om u te vertrou. Want die goed hang vir my in die lug. En dan sien ek, maar dis 'n verbond. Dis sy inisiatief, dis sy wil. Hy kom na my toe en sê, hierso, dis vir jou. En dan het ek vrymoedigheid om dit te gryp en te sê, dankie Vader. As ek dit nie doen nie, en ek vantrou hom, is ek besig met ander gode. So wat sê Vader? Ek hou daarvan as jy my glo. Ons sien dit altyd soos 'n pryste, maar sien dit as hy hou daarvan. So ek gaan na hom toe met my moeilikheid en ek sê, Vader, help my. Dit beteken, hy hou daarvan as ek na hom toe gaan. As jy klein kindertjies het, jy het 'n seentjie van 7 jaar en hy kom na jou toe en hy sê, Papa, help my. Dan hou jy daarvan. Maar as jou buurman daar staan en hy gaan na jou buurman toe en hy sê, sal wil my help, wat gaan jy dink? Hier's fout met my en my seun se verhouding. Hoekom gaan hy na die buurman toe val? En as hy 21 is en hy gaan na die buurman toe val, hoe gaan jy voel? Daar's fout met ons verhouding. Hoe gaan ek na ander gode toe met my moeilikheid? En hy gode teken ek sal dit self uitsorg. Wat sê Vader? Daar's fout met my en hierdie kind van my se verhouding. Ons moet vrymoedigheid hê
om na Vader toe te gaan en sê, hier is my probleem. En dan moet ek geloof hê om te weet, hy wil my help, en hy kan my help. Nou, as ek al daai punte bymekaar gekry het, wat sal my verhoed om na hom toe te gaan, en gehelp te word? As hy my wil help, dis sy inisiatief, en hy neem my kwaadlik as ek nie vra nie, en ek sien dit, en ek het vrymoedigheid om na hom toe te gaan, wat sal keer dat hy my help? Niks nie, hy wil my dan help, en ek het geloof dat hy my kan help, en wil help, en gaan help, hy gaan my help. Dis wat gaan gebeur, dis die uiteinde van die saak. En dis hoekom iets soos vanoggend, gee ons net so 'n bietjie meer klarigheid oor die verbond, om te sien, dis 'n ooreenkoms. Hy wil my help. So, kom ons groei in die geloof. Hierdie is nou saad wat in ons hart gesaai is. Laat toe dat dit in jou hart groei, bedoelende, my visie is dat my geloof in hom moet groter word. Dat ek hom moet vertrou vir alles. Hy is my eerste uitkoms vir moeilikheid, maar hy is ook my enigste. Ek het nie agterdeur. Ek gaan nou vir Vader vra om my te help met hierdie, maar as hy my nie help nie, ek het daar 'n oom wat ek weet hy is nogal vaardig en dit, ek gaan op hom vra. Het ek dan geloof in Vader? En ek weet ons almal worstel met dit jare, maar hoe meer ons die woord van God eet, hoe meer geloof kry ons, en dis waar ons wil wees.